Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Baie welkom by vandag se potgooi. Ons gesels vandag bietjie met Johandrey Visser oor 'n kernvaardigheid vir elke tuiskoolkind. Ons gesels oor beplanning en selfgerigte leer en watter rol speel die ouers hierin. Dankie vir jou tyd Johandrey en dat jy besluit het dat jy bietjie vandag saam met ons kan gesels. Dis 'n groot plesier. Ek sien uit na vandag se onderwerp. Nou ja, toe kom ons begin sommer Johandrey, hoekom is beplanning so belangrik by die Mos Wêreldwyd stelsel? Maar net ons gaan nou 'n bietjie in die detail ingaan, maar ek wil sommer net op daai vraag beantwoord dat beplanning is ongelooflik belangrik by die Mos. Nou hoekom sê ek so? Ons het ons kurrikulum is redelik belaai. Daar's omtrent so 160 na 170 borrels per kwartaal, afhangende natuurlik van die grade van waarin die kinders is. En so ons sê as leerbestuurders sê ons gewoonlik vir leerders dat die blou druk is om so tussen 15 en 20 borrels per week te doen. So hoekom ons nou by daai uit? Ons sê vat 'n gewone kwartaal wat min of meer 10 weke in het. En ons sê as daar 160 borrels is, dan en ons deel dit deur 10 weke, dan uit die aard van die saak moet jy 16 borrels in 'n week doen. En as ons dit nog verder afbreek, dan sê ons jy moet tussen 3 en 4 borrels per dag doen. Nou dit moenie borrels wees wat gedoen word en hy kom oranje terug nie. Dit moet borrels wees wat groen is, wat afgehandel is, wat voltooid is. So en dit sit nogals redelik druk op kinders, want as jy nou een oggend opstaan en jy voel nie lekker nie of jy is siek of daar was 'n haalstorm gewees en die krag is af, dan moet daar beplanning gedoen word. Dan moet daar opgevang word. Dan moet daar dalk op 'n Saterdagoggend gewerk word of hulle moet die ander dae van die week verskoon tog moet hulle 'n ekstra borrel doen. Nou dit kan 'n mens net doen as daar ordentlike beplanning is. Natuurlik, dit maak 100% sin en dis wat dit so lekker maak vir leerders om eintlik hierdie selfgerigte leer te kan toepas. Baie dankie. Dan my volgende vraag is, kan kinders hierdie beplanning op hulle eie doen? Kan leerders sonder ouers beplan? Dit is 'n baie interessante vraag en ek gaan daai vraag beantwoord deur ongetwyfeld nee te antwoord sommer van die begin af. Kinders kan nie op hulle eie beplan nie. Ons gaan later in ander potgoeie gaan ons ook oor hierdie onderwerp gesels, maar dit kom basies neer op 'n paar dingetjies. In jou brein, in die voorste gedeelte van jou brein, min of meer hierso, sit daar wat ons noem die prefrontale korteks. Nou die prefrontale korteks is eers ten volle ontwikkel teen ongeveer 25 jaar. So dit beteken of laat ek net eers sê hoekom is die prefrontale korteks belangrik is omdat dit die sentrum in die brein is wat verantwoordelik is vir logiese denke, vir redenering, maar ook vir aspekte soos tydsbestuur en beplanning. Nou as dit eers teen 25 ten volle ontwikkel is, dan wil ek vir julle sê dat julle kindertjies, maak nie saak of hulle die beste kindertjies is, die liefdevolste, die oulikste kindertjies is nie. Volgens hulle ontwikkelingsvlak kan hulle nie ordentlik beplan nie, kan hulle nie hulle tydsbestuur nie en het hulle ons hulp nodig. Saam met dit wil ek ook sê dat en hierdie was vir my soos hulle in Engels sê 'n game changer toe ek hierdie geleer het, is dat tieners word weens die ontwikkeling van hulle prefrontale korteks deur hulle emosies gelei. So nou maak dit sin hoekom tieners se redenasies nie altyd sin maak nie. Hoekom dit vir hulle baie belangriker is en soms die belangrikste ding om daai wit skoene te hê, want dit gaan hulle laat inpas by die groep as wat hulle net logies dink oor dinge. Dis ook hoekom
tieners gewoonlik uitstel. As jy vir hulle vra om die skottelgoed te was, dan sal hulle sê ek sal nou, of maak jou kamer skoon. Ja, ek sal nou, maar ek sal nou, pa. So ek het eendag die grap gemaak nou, men jy net ek is 'n pastoor ook en voordat ek nou 'n kerk gelei het, was ek 'n jeugpastoor gewees en dan het die mense my gevra, maar jy weet, hoe voel dit nou vir jou? Hoe is dit vir jou om met die tieners te werk? Is dit nie frustrerend nie? Dan het ek 'n grappie Dan het ek altyd 'n grappie gemaak, dan sê ek vir hulle, ten minste het die tieners 'n verskoning vir hulle gedrag. En dit is die rede daarvoor is omdat hierdie prefrontale korteks nog nie ontwikkel is. En so wat ek vir ons vandag wil baie duidelik sê is dat ons kinders het hulp nodig met beplanning. Hulle kan dit nie op hulle eie doen nie. Maar jy net nog iets wat ek graag net wil bysê is dat weens die ontwikkeling van die brein is leerders van nature nie intern word hulle nie intern aangedryf nie. Hulle staan nie op in die oggend en sê ek gaan vandag my borrels doen want dit is goed vir my nie. Onthou ek het genoem dat hulle word gelei deur hulle emosies. So heel waarskynlik gaan hulle meeste dae opstaan en dan het 1000 ander dinge dink beter dinge om te doen. Ek het altyd die grap gemaak want ek was een van daai kinders wat nie noodwendig goed presteer het op skool nie weens intellektuele vermoë nie, maar ek sê altyd net dat skool het op die verkeerde tyd in my lewe plaasgevind. Hoeveel van ons sê altyd, as ek wens ek kon terug kan, dan sou ek dinge soveel beter doen. En so kinders het nie van nature daai interne dryf nie. Hulle het nodig dat hulle ekstern gemotiveer word. Daar moet 'n eksterne dryf wees. Nou, as ek praat van die eksterne dryf, dan praat ek nie van 'n lat of 'n hok of 'n selfoon afvat of so noodwendig nie. Maar iets soos 'n rooster of 'n skedule wat hulle opgestel het met julle hulp en ons kan later 'n bietjie meer daaroor gesels, maar net daai eksterne ding want hulle kan gaan en sê, "Oké, weet jy wat, ek is nie nou lus om te werk vandag nie. Maar my rooster sê ek moet nou wiskunde doen. So, kom ek skraap al my moed bymekaar en kom ek gaan doen dit." En so dis ongelooflik belangrik dat ons vir kinders moet help met beplanning. Dis belangrik eerstens dat daar beplanning moet wees, maar is ook net so belangrik dat ons hulle moet help om daai beplanning op te stel, want hulle kan dit nie op hulle eie doen nie. Natuurlik. Ja, ek hoor jou en ek moet sê as 'n kind net eers opgedaag het en begin, dit was altyd met my ook so op skool. Jy is nie lus om 'n boek te vat en vir besigheidstudies te leer nie want dit is so baie teorie. En dan as jy net begin en jy weet, jy sit 5 dae vir hierdie uit en jy beplan, dan kan jy op die ou einde kan niemand jou stop nie. So dis baie waar wat jy sê. Goed, nou Johanna, waar begin 'n ouer as hulle kind nog nooit self beplan het nie? Men jy net, ek wil my skerm deel op hierdie punt. En ons het by die Mos het ons vir ouers gehelp deur vir hulle wat ons noem die Mos Kompas op te stel. Nou, dit is 'n hulpbron wat daar buite is. Ouers word aangemoedig om dit te gebruik. Maar as ouers hulle eie instrument skep wat vir hulle beter werk, is dit ook oukei. So my raad is gaan loer na die kompas en as dit vir julle gaan werk, gebruik dit asseblief. Ons wil graag vir julle aanmoedig om dit te gebruik. Maar as dit nie vir julle gaan werk nie, skep iets soortgelyks. En ek wil sommer net hierdie oomblik gebruik maak of hierdie potgooi gebruik maak om net vir ouers bietjie te wys oor wat die Mos Kompas is en hoe dit vir hulle gaan help. Eerstens wil ek vir julle noem dat die Mos Kompas is op ons ouerportaal beskikbaar en ons sal ook in die kommentaarseksie aan die onderkant van hierdie video sal ons vir julle net weer die skakel na die Mos Kompas toe gee. Maar die Mos Kompas is daar om julle te help om julle kinders se beplanning te doen. Ook gaan julle ook help met die monitering van julle kinders en ook om julle kinders verantwoordbaar te hou. So die Mos Kompas word opgestel op 3 bene. Die eerste ene is doelwitstelling. Die tweede deel is beplanning en die derde deel is toerekenbaarheid. Nou elke 3 van hierdie bene of dele is baie belangrik. Nou hoekom sê ons so? Die eerste ene, doelwitstelling, dis baie moeilik
om te werk na iets toe as ons nie weet waartoe ons werk nie. So ek is iemand wat hou van draf en ek geniet draf, maar party oggende dan baie die wind miskien of is ysig koud of dit reën, dan is daar 'n klomp ander dinge wat lekkerder is as draf op daardie stadium. En dan het ek dan hardloop ek na my doelwitte toe. Want my doelwit het aan die begin van die jaar gesê ek wil miskien 'n maraton hardloop of ek wil 2000 km hierdie jaar hardloop of wat ook al. En dan is dit half dien dit vir my as daai eksterne motivering. Onthou ons kom nou weer terug by die interne motivering teenoor die eksterne motivering. So as ek staan in die oggend wakker word en ek staan op en ek hoor dit reën, dan is die interne motivering nie hoog nie. Maar dan weet By ek my ek het 'n ook nie, doelwit. hoor? Dan weet ek ek het 'n doelwit en daai doelwit dien as 'n eksterne Ja. motivering of 'n eksterne dryf. So doelwitstelling is baie belangrik. Akademiese beplanning is belangrik. Ons het reeds daaroor gepraat. En dan ook toerekenbaarheid. En die toerekenbaarheid is basies daar om jou kind te hou by sy doelwitte wat hy opgestel het en die beplanning wat hy opgestel het. Ek gaan vinnig aan elkeen ingaan. Ek gaan nie baie tyd daaraan spandeer nie, maar net so min of meer dat julle kan sien en julle sal ook sien in elke gedeelte is daar 'n video wat opgeneem is wat julle meer inligting gaan gee rondom hierdie en dis hoekom ek nie nou verskriklik baie gaan uitbrei daarop nie, maar gaan kyk gerus hierdie video. Die doelwit gedeelte van dit is opgestel in doelwitte vir die jaar en dan ook kwartaallikse doelwitte. En net ietsie wat ek wil sê, ons moet ons kinders hierso help. Want die doelwitte wat hulle gaan opstel, gaan nie noodwendig realistiese doelwitte of haalbare doelwitte wees nie. So ons moet hulle hierso ook help. By die akademiese beplanning gaan ek net so 'n klein tydjie stil staan. Julle sal sien dat dis opgedeel in kwartaale en elke kwartaal is daar 'n paar gedeeltes. Die eerste ene is wat ons noem die borrel ek moet net gou by skerm net anders te deel. Daar's hy. So die eerste gedeelte is die borrelteiken en julle sal sien dat daar die eerste kolommetjie is daar om jou kind se al die leerareas of vakgebiede daarso neer te skryf. Dan tweede gedeelte is waar julle nou fisies moet op die stelsel ingaan na die borrels en die hoeveelheid borrels van elke vak invoer daarso. So byvoorbeeld, as ons sê argument so daar's 25 Afrikaanse borrels, dan kom hierso in 25. Dan die derde kolom is 'n interessante een en dis waar meeste mense gewoonlik 'n bietjie vashak. En dit is jou teiken. So en dit gaan dalk kom by latere potgooi ook, maar moet al die borrels gedoen wees? Ons wil baie graag hê al die borrels moet gedoen wees. Julle as ouers wil graag hê al die borrels moet gedoen wees. Maar ons moet 'n paar dingetjies in ag neem. Ons moet tyd in ag neem, maar ons moet ook ons kinders se vermoëns in ag neem. So by die derde kolom gaan julle en jy sit jou kind se teiken in. So as daar 25 Afrikaanse borrels byvoorbeeld is vir die kwartaal, dan gaan jou teiken dalk wees 22 of 23 van daai borrels. En dan die laaste kolom doen jy net 'n vinnige wiskundige sommetjie om te sê daar sê maar 10 weke in 'n kwartaal. My kind wil 22 Afrikaanse borrels doen. Dit is 2.2, so kom ons rondom sommer af na 3 Afrikaanse borrels per week. So as ons dan ons teiken het, dan kan ons aangaan na ons rooster waar ons kan die 2 Afrikaanse borrels of die 3 wiskundige borrels of die 1 natuurwetenskap borrel kan gaan plot in hierdie verskillende seksies. Nou, ek wil gou vinnig net stil staan by hierdie. Julle sal sien hierdie rooster en dis 'n aanbeveling. Julle hoef dit nie te gebruik nie, maar ons beveel aan dat julle hierdie rooster gebruik wat eerder opgedeel word in 3 of 4 seksies in plaas van 'n gewone skoolrooster met periodes, sien nou maar 10 periodes of 11 periodes. Die rede hoekom ons so sê is omdat 'n borrel neem so tussen 'n uur en 2 ure om klaar te maak. So as jy vir jou kind 4 sessies opstel, dis 'n skooldag van 8 ure. Onthou, dit is bietjie klink lank, maar onthou daar's nie huiswerk addisioneel tot die borrels nie.
So 'n gewone kind in 'n skool sit in die klas en dan gaan doen hy nog vir 2 ure huiswerk by die huis vanmiddag. Dit alles kan ons inwerk in een dag se werk. So as jy vir jou kind 4 sessies het van 'n uur en 'n half of 2 ure en hy moet byvoorbeeld Afrikaans op 'n maandag eerste periode doen, dan is die idee om een Afrikaanse borrel klaar te maak en in te handig. En so dis min of meer hoe hierdie rooster werk. En dan sal julle sien, die laaste gedeelte van hierdie is maar net om af te merk. En ons het dit ingesit omdat baie kinders hou net van daai gevoel van, yes, ek kan hierdie blokkie inkleer, hy's klaar, hy's afgehandel. So weer eens hierbo, skryf jou kind se vakke in en soos hy byvoorbeeld 'n Afrikaanse borrel ingee en dit kom groen terug, kleur die blokkie groen in. En so kan 'n mens sien. En dan kan 'n kind ook soos die kwartaal aangaan, die leerder kan ons ook sien weet watter vakke is baie groen al ingekleur en watter vakke kort nog aandag. So ons het hierdie sommer net bygesit vir interessantheid. Goed, ek wil dan en elke kwartaalsin lyk so. Ek wil aangaan na die vordere of na die toerekenbaarheid. Nou die toerekenbaarheid, die doel van hierdie soos ek reeds gesê het, is basies maar net om jou kind te hou by sy doelwitte of om te roep op sy doelwitte en sy beplanning. En hy is weer opgedeel in weer in kwartale, maar hy's opgedeel in daaglikse toerekenbaarheidsgesprekke, weeklikse toerekenbaarheidsgesprekke en ook 'n kwartaallikse toerekenbaarheidsgesprek. En die rede hoekom ons dit gedoen het is want ons wil nie te lank wag om probleme te identifiseer nie. As ons teruggaan na die daaglikse ene toe. Ons wil somme op 'n dag wil ons somme kan sien, dit het gewerk of dit het nie gewerk nie. As dit nie gewerk het nie, kleur die blokkie rooi in, as dit groen, as dit gewerk het, kleur die blokkie groen in. En die rede vir dit of as jy dan basies sien 3 dae na mekaar, maar my kind het nie sy teiken behaal nie, dan weet julle, okay, maar wag, dalk is 4 borrels te veel, dalk moet ons 3 borrels 'n dag doen. So dan kan 'n mens op 'n dag tot dag. So dan kan jy baie vinniger aanpassings maak as wat jy nou eers moet wag vir die einde van die kwartaal, nou eers aan die einde van die kwartaal te sien, Jesus, hierdie kwartaal het nou nie lekker uitgewerk nie. Selfde met die week ene. Wat het hierdie werk het jy hierdie week jou teiken behaal? Wat het gewerk? Wat het nie gewerk nie? Wat moet ons beter doen? En ek dink men jy net wat lekker is van hierdie ook is dat ons leer vir ons kinders taal gebruik om hulle eie probleme en tekortkominge te kan identifiseer. So, wat het gewerk? Ek kon 3 van die 4 borrels uit gedoen het. Hoekom kon jy nie 'n 4de een gedoen het nie? Want daar was 2 dae wat daar load shedding was of daar was 'n haalstorm, daar krag was afgewees. Wat moet ons anders te doen volgende week? Ons moet probeer om daai 1 borrel dalk volgende week in te werk. So daar gaan dalk 'n dag wees wat jy 5 borrels gaan doen of dalk gaan ons Saterdag moet inhaal. Of dalk hoef jy nie ekstra te werk nie, dalk julle teikens gaan aanpas om te sê, okay, met 22 Afrikaanse borrels, kom ons maak dit 20 want ek kan nou sien jy gaan nou nie klaar kry nie. So so dis min of meer die ouer of die mos kompas. Sjoe, baie dankie Johanrey. Dis 'n baie kragtige stuk gereedskap vir ouers om te gebruik. En ek dink dit help kinders ook om veilig te voel wanneer hulle beplanning uiteengesit is. Maar nou wil ek vir jou vra, wanneer jy as 'n ouer nou saam met jou kind sit en hierdie beplanning doen, hoeveel vryheid moet jou kind in die beplanning kry? Ja, dit is 'n moeilike vraag om te beantwoord. En ek wil net herinner wat ons nou eintlik alreeds beplan nie. Maar die feit dat hulle nie kan beplan nie, beteken nie dat ons nie vir hulle moet eienaarskap gee oor hulle eie werk of ten minste vir hulle laat voel of hulle eienaarskap het oor hulle eie werk nie. En so dis so half 'n balans wat ons moet handhaaf. Waar ons kinders moet die kans gee om hulle eie beplanning te doen, maar nie net hulle beplanning of dit wat hulle na die tafel toe bring moet aanvaar nie. Want weer eens, ek's nie lelik as ek dit sê nie, maar 'n kind is gewoonlik en ek praat nou hier met Johanrey Visser toe hy 12, 13, 14 jaar oud was, is 'n een wat altyd die pad met die minste weerstand gaan vat. So as jy vir hom vra, hoeveel Afrikaanse borrels gaan ons hierdie kwartaal doen? Gaan hy sommer vir jou sê 10. Jy weet, en jy as ouer moet dan bepaal, is dit genoeg?
Is dit in Ja. lyn met my kind se vermoëns? Is my kind nou besig om sy talente onder 'n maatemmer weg te steek? Jy weet, so ek sê altyd, gaan sit langs jou kind, hê 'n lekker gesprek, vra vir jou kind, hoeveel borrels gaan ons hierdie kwartaal doen? Luister na wat hy sê of sy sê en besluit, is dit goed of is dit genoeg of is dit nie genoeg nie? Oorskat jou kind sy of haar eie vermoëns of onderskat hulle vermoëns. En is ook 'n geleentheid vir 'n ouer om lekker te, jammer vir die Engels, te connect of te bond met jou kind om te sê kom, en wat baie belangrik is met jou net nie, is dat die kind voel dan dat hulle het seggenskap gehad in die opstel van dit. En dan is dit baie makliker om hulle terug te roep na wanneer dit swaar gaan in die kwartaal, wanneer hulle nie lus het nie. Dan is dit baie makliker om te sê, hey, jy het gesê jy gaan 3 Afrikaanse borrels of 3 wiskunde borrels hierdie week doen. Was nie ekkie, hulle wie hulle gelei het, maar dit was hulle wat dit gesê het. As ons vir hulle 'n beplanning gaan gee, dan gaan dit permanente eksterne ding bly. Hulle gaan dit doen, nie vir hulle self nie. Hulle gaan dit doen vir jou. En dan gaan dit vir hulle moeiliker wees om dit te doen op die dae wat hulle nie lekker voel nie of nie lus voel nie of emosioneel 'n bietjie af is. En dit gebeur met ons almal. Ek meen dit gebeur met ons almal. So in kort, jy moet in beheer van die leiersels wees, maar jy moet darm toelaat dat dit nie te styf vasgehou word, dat die perd nie kans het om enige plek te draai nie. Die perd moet darm voel hy is in beheer, maar hy is nie eintlik nie, as dit sin maak. Dit maak 100% sin, want dit is maar waarvan alle kinders hou, né? Definitief. En ek dink dit is so belangrik om daai selfgedrewe liefde vir leer te kweek. Dis definitief 'n groot punt. En ek dink jy het dit baie goed beantwoord. Baie dankie. En dan wil ek net vir jou vra, watter advies het jy vir ouers wie se kinders glad nou nie belangstel om hul eie doelwitte op te stel, beplanning te doen, soos jy nou gesê het, as jy dit in hulle eie hande sit, dan kan jy dit nou teruggooi op die dae wat hulle nou nie lus voel om te werk of enigiets nie, maar wat doen 'n ouer wie se kind net geen belangstelling toon in dit nie? Net ek gaan nou vir jou hierso baie groot woord gee. Die verstek instelling. So die van julle wat nie weet wat dit beteken nie. Dit is nou ChatGPT se weergawe van die Afrikaanse woord vir default setting. So ek dink ek gaan nou eerder by daai hou, nie by verstek instelling. Ja. Mooi woord, maar ek dink jy ons weet wat dit beteken. Ek het nie geweet wat dit beteken nie. Ek dink ons kinders se default setting is om te leer en te groei. En hulle wil gelukkig wees. Hulle wil nie in konflik leef nie. So ek dink ons kinders, terwyl die Bybel sê ons is in sonde gebore, dink ek oor die algemeen is ons kinders of die default setting is dat ons kinders wil graag gelukkig wees. Hulle wil voel hulle presteer. Hulle wil die regte ding doen. Maar dit is so dat kinders dikwels net botweg weier en ek praat nou nie van daai 2 dae in 'n week waar jou kind net sy emosionele welstand dalk net laag is en dit verg 'n bietjie meer motivering, 'n bietjie meer kom nou werk nou, los nou die YouTube. Ons praat nou hier van jou kind weier net botweg. Dan is my raad of dan is die opinie of die stelling wat ek wil waag is dat daar dalk iets dieper liggingsfout is. En dan wil ek graag vir jou aanmoedig om jou kind dalk by 'n professionele persoon uit te kry en by hulle, jy weet, te vat vir evaluasie en by hulle dan uit te vind, jy weet, wat is die pad vorentoe. Partykeer het jou kind net nodig, jy weet, weens dalk depressie of posttraumatiese stres of jy weet, al hierdie goeters is baie geldige en ja, dis dingetjies waarmee ons kinders deesdae sukkel. En ek wil sommer hê dat ek wil vir julle ouers aanmoedig, dit as jy dit by jou kind sien, moenie dink my kind is net 'n slegte kind en hy of sy is net lui en jy weet, daar is dalk iets, dis dalk 'n die Engels sê praat van 'n defense mechanism.
So dis dalk 'n defense mechanism wat jou kind opsit om homself te beskerm. So ek wil hulle aanmoedig, gaan kry dan professionele hulp, want oor die algemeen wil kinders leer en groei en hulle wil voel dat hulle 'n impak maak op die samelewing, en dat hulle in 'n gelukkige omgewing wil wees. Dis nie ook nie vir jou kind lekker om elke dag te beklei oor die borrels. Ja. Maar as daar iets dieper liggends dalk fout is, dan gaan dit heel waarskynlik wees wat dit is. Baie dankie Johanrey. Nou ek het nou al baie die vraag gekry nou, hoe weet ek my kind gaan klaarmaak aan die einde van die kwartaal met al die werk? So, hoe weet ouers dat hulle kind se beplanning dan effektief is? Ek kry ook daai vraag baie net en ek dink dit is hoekom ons beplan. Jy weet, dit is spesifiek hoekom ons beplan. Ons beplan sodat ons weet dat ons gaan klaar wees. Ek is nogals redelik ernstig hierop, maar ek stel 'n begroting op sodat ek weet my geld gaan hou tot die laaste dag van die maand toe en dat ek nie, jy weet, op my kredietkaart of iets moet koop nie. So dit alles gaan oor beplanning. En ek wil bysê is dat dit is, en ek het toe ek net gepraat het oor die Moskompas, het ek gepraat oor die toerekenbaarheid of om heeltyd ons beplanning te gaan evalueer. En ek dink dis ook belangrik, want dis okay om 'n plan teen die bord op te plak of teen die muur of die yskas op te plak, maar ons moet kyk of dit gebeur. En ons moet dit evalueer. En dit is hoekom dit belangrik is om dit daagliks en weekliks te evalueer. En dit hoef nie lank te neem nie. Dit kan 'n 15 minute gesprek wees om te sê, het jy vandag jou teikens bereik? Het jy 3 borrels ingegee? Het jy 4 borrels ingegee? En sodoende kan 'n mens tred hou met of jou kind nog, ek wil amper sê, op die pas is wat hy moet wees. En dan kan aanpassings gemaak word. Jy weet, as hy 3-4 dae in 'n ry nie 4 borrels kon ingee nie, miskien moet jy oorweeg om dit te sê, okay, 3 borrels. Jy weet, so ek dink dit is belangrik. En natuurlik ook moet jy net, ons as leerbestuurders, ek dink ons gaan dit elke keer by al die potgoeie gaan ons dit ingooi, is jou kind het 'n leerbestuurder. En jou kind se leerbestuurder is daar om hierdie tipe van vrae te beantwoord. En dis vir ons baie lekker. Ek moet dit nou net bysê. Dis vir ons verskriklik lekker as 'n ouer 'n afspraak met ons maak, hulle skerm deel en sê, kyk, hierso is my seun se beplanning, hierdie is wat hy gedoen het, wat dink jy? Dan is dit vir ons lekker om saam met die ouers te sit en te werk en dalk te kom op oplossings om te sien, o, Jesus, hier was nou iets gewees. Weet, hy moes dalk 'n week in die hospitaal gewees het. En om dan saam met die ouer te sit en plannetjies te maak. En ja, ek wil vir julle sommer aanmoedig, julle is welkom om met ons 'n afspraak te maak. En want jy weet, op die einde van die dag, ons almal het een gemeene doel, en dit is dat jou kind moet floreer in ons stelsel. En so ek wil vir julle vra om die vrymoedigheid te neem om afsprake met ons te maak. Baie dankie Johanrey. Ek dink dit was nou 'n baie insiggewende gesprek vir ouers gewees om na te luister. En ek wil sommer net al die luisteraars vandag bedank vir hulle aandag en hulle tyd. En ek wil julle motiveer om regtig, gaan na jou ouerportaal toe, gebruik jou Moskompas of gebruik iets soortgelyk om 2026 vir jou lekker seepglad te laat vloei. Ek dink dit sal wonderlik wees vir jou as 'n ouer en ook natuurlik vir julle as kinders. Baie dankie en ons sien julle dan by die volgende episode.